Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dis vandag Vrydag, die 6de Junie 2025. Ons doen die nuus in kollig. En ons hoofopskrif vir vandag sê, 21-jarige rugbyspeler van Witrifuur doodgeskiet, moorddossier geopen. Nuushoofdtrekke vir vandag. AHA se hoofsanger Morten Harket met Parkinson siekte gediagnoseer. 21-jarige rugbyspeler van Witrifuur doodgeskiet en nog een gewond. Reeksverkragter aan 14 sake teen hom skuldig bevind. Graad 8 leerling steek 'n medeleerling in 'n Kaapse skool met 'n mes. Die bulle en die haie pak mekaar môre in die VRK halfeindstryd op Loftesversveld. Paul Roos en Stellenberg pak mekaar vandag in 'n skoolrugby wedstryd. Witrifuur in Mpumalanga is geruk deur 'n skietvoorval wat in die rustige dorp plaasgevind het. Sulke voorvalle kom minimaal voor in hierdie area volgens die gemeenskap. 'n Jong man genaamd Pieter Burger, wat 21 jaar oud was, is Woensdag aan doodgeskiet. Hy was 'n slot in die plaaslike rugbyklub gewees. Die voorsitter van die rugbyklub is baie geskok na hierdie voorval plaasgevind het. Hy wou nie bevestig of daar 'n bakleierery in die rugbyklubhuis ontstaan het nie, maar 'n ander speler verbonde daar in die klub het genoem daar was wel onder onsies gewees. Pieter het die aand omstreeks 2300 uur die klubhuis verlaat saam met ander persone. By die Engine Parkwil volstasie het die skietery begin. Burger is hier met 'n enkele skoot getref wat tot sy dood gelei het. En 'n ander speler is ook raak geskiet. Die speler is vinnig deur die mediese personeel na 'n nabygeleë hospitaal geneem vir behandeling. Die Rob Ferreira Hospitaal Trauma eenheid het na hom omgesien. Die Witrifuur Rugby Klub het op Facebook 'n inskrywing geplaas en hulle meegevoel betuig. Die polisiewoordvoerder in Mpumalanga het bevestig dat 'n moordklagte asook 'n saak van poging tot moord wel geopen is. Nog niemand is in hierdie geval in hegtenis geneem op die aanklagtes nie. Volgende donderdag sal hulde by die rugbyklub aan Burger gemaak word en geen begrafnisreëlings is sover bekend gemaak nie. Valsbeweringe dat mense van 'n sekere rassegroep in Suid-Afrika vervolg word, is volgens die presidentskap besig om 'n natuurlike en stadige dood te sterf. Suid-Afrika se betrekkinge met Amerika het die grootste deel van die vraatyd opgeneem op Vincent Magwenya se mediakonferensie wat gereed gehou word om oor president Cyril Ramaphosa se program te praat. Magwenya het verwys na beweringe wat voor die onlangse vergadering tussen Trump en Ramaphosa die ronde gedoen het dat mense van 'n sekere rassegroep in Suid-Afrika vervolg word. Magwenya is ook gevra oor die jongste groep mense wat as vlugtelinge na Amerika vertrek het. Hy sê die regering is daarvan bewus en weet dat die groep kleiner is as die eerste een van 49 mense. Magwenya sê betrekkinge tussen Suid-Afrika en Amerika het beslis verbeter na Ramaphosa se onlangse besoek aan die Withuis. Soveel dat dit nie juis nodig is dat Trump en Ramaphosa by die G7 beraad in Kanada hoef te vergader nie. KBC Jonas, Ramaphosa se spesiale agenda Amerika is voorts nog nie in Washington DC ontplooi nie. Gesprekke sal eersdag tussen Suid-Afrika en Amerika voortgesit word en handelsbetrekkinge en tariewe sal op die sakelys wees. Die regering meen wel dat Amerika meer druk op Israel kan uitoefen en om gehoor te gee aan die hof se aanbevelings oor 'n skietstilstand en vredesonderhandelinge daar in die ooste. Parkinson se siekte is by die hoofsanger van die Noordse groep AHA gediagnoseer. Lydens se verklaring op die groep se webwerf het Morten Harket reeds verskeie breinoperasies ondergaan. Parkinson siekte tas die brein se senuweestelsel aan wat dikwels tot bewing en ander simptome sal lei. Elektrodes is verlede jaar in die 65-jarige Harket sy brein ingeplant om die simptome te verlig. Dis egter nog onseker of hy weer sal kan optree. AHA wat in 1982 deur Harket gestig is, het 'n eenrigtingskaartjie na sukses bespreek met hulle debuutalbum Hunting High and Low en treffers soos Take On Me en The Sun Always Shines on TV. 'n Reeks verkragters van dese week op 14 aanklagte onder meer 6 van verkrachting in die Hooggeregshof in Kaapstad skuldig bevind. Hy het op al 18 klagte tereggestaan en het skuld ontken. Die voorval is volgens die jaartalle 2014, 2017 en 2018 in 3 kategorieë in die hof aangebied. Lungile Belungu het aanvanklik beweer dat hy in 2014 in die Polsmoor-gevangenis was, maar nadat hy met DNS-bewyse gekonfronteer was, het hy sy weergawe en sy stories verander. Belungu is skuldig bevind op al 9 aanklagte, 2 van ontvoering, 2 van verkrachting, 'n aanklag van optrede met die gemeenskaplike doel om te verkrag
2 van aanranding met die doel om ernstig te beseer, roof met verswaarde omstandighede en die onwettige besit van vuurwapen en ammunisie. Hy sal op 14 Junie in die Hooggeregshof gevonnis word. 'n Graad 10 leerling aan 'n hoërskool op die Kaapse vlakte is Dinsdag glo deur 'n graad 8 leerling aan dieselfde skool met 'n mes gesteek. Die voorval het buite 'n klaskamer plaasgevind. 'n Woordvoerder van die onderwysdepartement het gesê die leerling is gesteek toe hy sy klaskamer verlaat het. Die graad 8 leerling is geskort en sal na verwagting aan 'n tugverhoor onderwerp word. Wanneer leerlinge gedragskodes oortree, moet streng tugmaatreëls gevolg word. Die slagoffer is medies behandel en reeds uit die hospitaal ontslaan. Die departement het reeds met die skool in gesprek getree oor veiligheidsmaatreëls. Skole is plekke waar leerlinge moet gaan om te gaan leer, nie om te baklei nie. Die departement se veilige skole program werk dan saam met skole in die provinsie om geweld hok te slaan. Die kantoor van die provinsiale polisiekommissaris sê vuurwapenverwante misdade is 'n topprioriteit vir die polisie in hierdie provinsie, naamlik die Kaapse provinsie, met vuurwapens wat gereeld gebruik word om ernstige en geweldsmisdade te pleeg. Polisiebeamptes vervolg gewapende misdadigers meedoenloos, nie net met die doel om onwettige wapens uit die gemeenskappe te verwyder nie, maar ook om die suksesvolle vervolging van diegene wat in besit van hierdie vuurwapens gevind is, te vervolg, so sê die polisie in hulle verklaring. Volgens die polisie was daar in 2021 en 2022 boekjaar 'n 86% skuldigbevindingskoers weens die onwettige besit van vuurwapens en ammunisie. In 2023 was dit 89% se skuldigbevindings. Nog 'n hofaansoek is teen die Wet op Nasionale Gesondheidsversekering, die NGV, ingedien, die keer om die soeklig te laat val op die koste van die stelsel vir die ekonomie en belastingbetalers. Dit is die 6de hofaansoek teen die NGV. Die jongste aansoek is Woensdag in die Hooggeregshof in Pretoria ingedien deur die Health Funders Association, oftewel HFA, 'n organisasie sonder winsbejag. Modellering toon dat selfs na kostebesparing van 45% in berekening gebring is, die NGV die land 941 miljard rand uit die sak sal jaag. Die kosteberaming is gegrond op aannames ten opsigte van beloftes oor wat die NGV kan bewerkstellig. Tans word 532 miljard rand aan gesondheidsorg in die land bestee. Weens die hoë staatsskuldvlakke kan dit nie met skuld gefinansier word nie. Die modellering wys, indien dat die ekonomiese groei gefinansier moet word, is 'n reële groei van 37% in die bruto binnelandse produk nodig. Grond op die gemiddelde ekonomiese groei die afgelope dekade gaan dit 45 jaar neem om die BBP vlak bereik wat nodig is. Die derde opsie is om dit met belasting te finansier. Die wet verwys na opsies om BTW te verhoog. Om genoegsame finansiering in te samel, moet die BTW-koers van 15 tot 36% verhoog word. Die Suid-Afrikaanse inkomstedienste projekteer 'n bykomende inkomste van tussen 20 miljard rand en 50 miljard rand in die lopende boekjaar. Enoch Godongwana, minister van Finansies, het die syfers verskaf in antwoord op 'n parlementêre vraag deur Kingsley Wakelin, 'n DALP. Die personeel sal fokus op die invordering van kontant, die ou skuldboek en die verbetering in die nakoming van betalings oor die algemeen. Die uitbreiding van die belastingbasis deur ekonomies aktiewe entiteite en individue na te speur en hulle deel van die belastingbasis te kan maak. Die verbetering van die vlakke van vrywillige nakoming deur entiteite en individue om so die belastinggaping te verminder. VRK Rugby is natuurlik die naweek een van die groot trekpleisters vir rugbygeesdriftiges van die Bulle en die Haie. Die Bulle sal die gasheer wees vir die Haie op Loftus Versveld. Soos in die verlede gaan daar 1000 ondersteuners opruk na die halfeindstryd derby tussen die twee Suid-Afrikaanse spanne. Roan Orkee gaan die Bulle op die veld lei as die kaptein. Die wedstryd gaan om 18:15 begin. Die Bulle voel dat hulle genoeg tuisveldvoordeel sal geniet, maar hulle hou verlede jaar se uitslag nog steeds in gedagte toe hulle teen die Haie verloor het. Volgens Orkee het sy span soms nie die volle 80 minute benut nie en onnodige punte is so teen sy gedigte blou span aangeteken. Die afgelope seisoen is geel kaarte ook uitgereik, soos 'n span wil seker maak hulle gaan deur tot die einde sonder enige kaarte. Vir die Haie natuurlik is die twee broers, Jaden en Jordan, asook Andre Esterhuis in 'n aanwins, want as die bal in 'n hande gelaat word, kan die dryfmaalbewegings 'n aanvang neem, want in die verlede tot verskeie drie gelei het. Die Haie wil natuurlik ook 'n punt bewys en hulle VRK seisoen ook goed afgeloop, aangesien hulle redelik besendig vertoon het en derde geëindig het op die VRK se punteleer. Baie sterkte vir die span môre. Hy is opgewonde en hy glo hy is goed voorbereid om Sondag die eerste atleet te word om die Moordener Kommerheidswedloop vir 'n 50ste keer te kan voltooi.
so sê die 75-jarige Louis Massin van George, wat in 1974 vir die eerste keer aan die wêreld se oudste en grootste ultrawedloop sal deelneem. Die wedloop word vanjaar oor afstand van 89 km van die stadstal in Pietermaritzburg tot by die Moses Mabhida Stadion in Durban gehardloop. Verlede jaar het die KwaZulu-Nataler Barry Holland weens 'n kniebesering onsuksesvol probeer om die eerste hardloper te word om 'n 50ste komreis te voltooi. Die eerste groep begin om 05:45 en die tweede groep 'n kwartier later. Toe hy in 1974 sy eerste komreis in 10 uur 13 minute afgelê het, was dit die eerste keer dat meer as 1000 atlete die wedloop in die destydse afsnytyd van 11 uur voltooi het. Hy hardloop namens Bina, 'n organisasie sonder winsbejag wat bewustheid kweek oor kinders met spesiale behoeftes, asook die Legacy Sentrum in George vir kinders met outisme. Baie sterkte vir die oom. Paul Roos Gimnasium en Hoërskool Stellenberg speel vandag in 'n derby-wedstryd. Verlede jaar in die Maroon Machine tydens 'n onoorwonde veldtog teen die Jade Brigade in Bellville met 23-3 laat les op sê voor hulle paai verlede jaar gekruis het hulle in 2017 laas in 'n nie-amptelike wedstryd op die WP Rugby Sware gekruis. Paul Roos het die stryd met 10-10-5 beklink, met geen skoppe wat pale toegeneem is nie. In 2016 het die span van die Eikestad ook met 34-8 seëvier in 'n wedstryd wat wel amptelike status geniet het. Buiten dat Stellenberg 'n merkwaardige oorwinning oor Paul Roos in sy vizier sal hê, sal hy ook oorgehaal wees om 'n derde nederlaag op 'n streep te vermy nadat hy sy afgelope 2 wedstryde teen die Hoër Jongenskool Parel met 0-27 en die Hoër Landbouskool Oudtshoorn 17-47 verloor het. Paul Roos het self teen Boysay 26-36 die knie gebuig. In die Parel sal Boysay die gasheer wees vir een van sy buurskole, die Hoër Landbouskool Boland. In 2023 het die manne van die agterparel vir 'n reuse opskudding gesorg toe hulle Boysay met 26-22 gewen het om 'n wendroogte van 14 jaar te beëindig. Baie sterkte vir hierdie skolespanne. Aryna Sabalenka, die 27-jarige Belarus, het gister met 'n vernietigende vertoning in die derde stel van haar alfa-eindstryd Iga Swiatek sy heerskappy van 3 agtereenvolgende titels op Roland Garros beëindig. Sy het die 5de gekeerde pool in 2 ure en 19 minute met 7-6, 4-6 en 6-0 gewen. Sabalenka, die eerste gekeerde, sal teen Coco Gauff, die tweede gekeerde, te staan kom. Die 21-jarige Amerikaner het gisteraand die Franse verrassingspakkie Louise Boysen sy droomloopie met 6-1 en 6-2 beëindig. Sabalenka se vorige Grand Slam welslae is op harde bane behaal. Sy het verlede jaar die Amerikaanse Ope gewen en die Australiese Ope in 2023 en 2024 verower. Die Italianers Sera Errani en Andrea Fasvazori het gister die Amerikaners Taylor Townsend en Evan King met 6-4 en 6-2 geklop om die titel in die gemengde dubbelspel te verower. Errani en Yasmin Paulini sal vandag in die halfeindronde van die vroue dubbelspel teen die Russiese duo Mira Andreeva en Diana Schneider te staan kom. Dis 'n herontmoeting van verlede jaar se Olimpiese eindstryd waarin die Italianers in Parys die wenners was. Novak Djokovic sê sy oorwinning oor Alexander Zverev Woensdag aand was 'n bewys van sy vermoë om nog op die hoogste vlak mee te kan ding. Die 38-jarige Serveer het 'n tree nader aan 'n ongeëwenaarde 25ste Grand Slam titel beweeg toe hy die derde gekeerde Zverev van Duitsland in meer as 3 ure met 4-6, 6-3, 6-2 en 6-4 gewen het om sodoende die halfeindronde van die Franse Ope te kan behaal. Die 6de gekeerde Djokovic kom vandag in die halfeindronde te staan teen die topgekeerde Jannik Sinner van Italië. Hy is die oudste speler in 'n halfeindstryd op Roland Garros sedert Pancho Gonzalez in 1968 dit gedoen het. Na die teleurstelling van 'n nederlaag teen die Glasgow Warriors in die kwartfinale van die VRK die afgelope naweek, was daar gister 'n lekker troostprys vir die begaafde Stormers agterspeler Sascha Feinberg. Die 23-jarige Springbok is as Suid-Afrika se VRK-speler van die seisoen aangewys. Hy het die 2 bulle, die vaskopse Wilka Lou en die losspeler Cameron Hanekom om die eerbewys geklop. Sy aanvallende ingesteldheid het die nuwe lewe in die Stormers se veldtog geblaas en die Kaapse span na traag begin tot die seisoen gehelp om uiteindelik 5de op die puntelys na die ligafases te eindig. Feinberg volg die voetspore van sy spanmaats Manny Libbok en Ivan Roos wat ook al die eerbewys ontvang het. Dion Fourie wat 'n flank is, sy 3 teen die Scarlets is as die VRK se 3 van die seisoen aangewys.
Daar was verlede jaar nie minder as 11 Springbok nuwelinge en te oordeel aan die groep wat die bok afrigter Rassie Erasmus gister aangewys het, sal nog roentjies in 2025 met toetsrugby kennis maak. In die groep is daar Marnus van der Merwe, Neetling Forsie, Asenati Tlabakanye, Kobus Wiese, Renzo Du Plessis, Vincent Sitsuka, Johanno Augustus, Ethan Hooker en die Warsiebeker uitblinker Ntokoza Makaza ingesluit. Erasmus sê hulle is trots daarop om die volgende generasie bokke aan die standaarde van die internasionale rugby bloot te kan stel en te sien wat hulle kan aanbied. Die groot groepe gee ons die kans om produktiewe oefeningssessies te hou en die jong spelers sal ook tyd daarby vind om by die senior spelers van wie talle wêreldbeker kampioene is te leer, het Erasmus aan die media gesê. 4 spelers wat verlede jaar bokke geword het, naamlik Johan Grobbelaar, Andre Hugo Venter, Albei Hakkers, Pepsi Buthelezi, losvoorspeler en Roan Venter, het egter nie die groep gehaal nie. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Weerberg vir die streek lyk so: Messina 1325, Polokwane 26, Lepalale 824, Mbombela 826, Mahikeng 822, Pretoria 28, Johannesburg 916, Ermelo 519, Richards Bay 1431, Pietermaritzburg 1326, Durban 1529, Port St John 1626, Bethlehem 15 en 17, Bloemfontein 921, Malawal Noord 1021, Welkom 1022, Vryburg 1023, Kimberley 1124, Appington 1426, Prieska 1225, Springbok 16 en 19, Karasburg 1025, Keetmanshoop 1327, Mariental 1427, Alexanderbaai 11 en 16, Brandvlei 821, Loederitsbaai 1222, Vredendal 29, Kaapstad 11 en 18, Sutherland 3 en 15, George 10-18, Jeffreysbaai 9-22, Geberra 9-23, Graafrenet 11-22, Oos-London 11-22, De Aar 10-21, Multino 6-17, Beaufort Wes 9 en 22 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R17.73 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.56. Die prys van 'n euro is R20.31. 'n pond verhandel teen R24.09. 'n yen kos 12 sent. Die prys van silwer is $35.92 Amerikaanse sent per fyn ons. Die prys van goud is $3.368 ook per fyn ons. Die prys van Brent olie is $64.86 Amerikaanse sent per vat. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag en naweek word vir julle almal toegewens.